Welkom by hierdie week se AMT landbou weervooruitskatting. Ons kan ligte reën oor die volgende paar weke sien terwyl El Niño ontwikkeling dan baie sterk vorder. Johan kyk ook dan hoe die El Niño Suid-Amerika se produksie kan beïnvloed oor die somermaande wat natuurlik vir ons 'n baie belangrike faktor is om in ag te neem as dit by graanpryse kom. Hierdie week se AMT landbou weervooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Goeiedag. Ons het hierdie eerste week van Junie baie ekstreme weerstoestande weer gehad. En as ons na die reënvalkaart kyk van 31 Mei tot 6 Junie, dan kan ons duidelik sien dat die suidoostelike dele van die land, so dis die tuinroete in daardie gedeeltes baie swaar reën gehad het, tot 200 mm kol daar. Res van die land baie minder reën, behalwe hier oor die sentrale dele van die Vrystaat waar daar so 'n bietjie reën voorgekom het. Temperature ook vir daardie week 31 Mei 6 Junie. Die blou gedeeltes is onder vriespunt en kan ons sien dat ons oor 'n groot gedeelte van die sentrale dele van Namibië, Noord-Kaap, suidelike dele van Botswana, Vrystaat en dan Oos-Kaap se kant toe het ons redelike strawwe ryp gehad. So dit was die koudste week tot op hede wat voorgekom het. As ons kyk na wat voorlê, dan is hier 'n bietjie meer matige toestande. Daar is wel koue wat nog gaan voorkom, soos hierdie is die laagste temperature wat verwag word vir die volgende week of so. Is rondom 14 Junie die minimums en kan ons sien vir al die suidelike dele van die Noord-Kaap wat vir ons redelik swaar ryp gaan kry, maar die res van die land redelike matige temperature, natuurlik vir hierdie tyd van die jaar. Reënval, kyk ons na die kaart vir Afrika, dan sien ons oor Suid-Afrika, die liggroen is maar ligte neerslae, donkergroen is 'n bietjie meer, so daar is 'n kans vir reën hier 11 tot 17 Junie, oor groot dele van die land, behalwe oor die noordoostelike dele, maar dit lyk nie na swaar neerslae nie. Die tuinroete gedeeltes, waarskynlik weer die meeste reën wat daar gaan voorkom. 18 tot 24 Junie sien ons daar's 'n bietjie van 'n uitbreiding. Omtrent die hele land kan reën verwag, maar weer eens ligte neerslae. Swaarste neerslae is oor die Oos-Kaap en dan so oor die sentrale dele van die Noord-Kaap waar tussen 10 en 25 mm verwag kan word. So die enigste, ons praat hier Oos-Kaap, Natalse kusgebiede, daar kan dalk bietjie meer reën of meer reën voorkom. Ons sien die blou gedeeltes net oor die oseaan, so dit kan ook die kusgebiede raak wat vir ons swaarder reën gaan gee. Die El Niño ontwikkel baie sterk. Hierdie is die suidelike oscillasie indeks wat vir ons maar 'n aanduiding is van hoe die El Niño ontwikkel en hoe dit koppel met oorhoofse weer- en klimaatspatrone. Hierdie is die laaste 30 dae, die lopende gemiddeld van die suidelike oscillasie indeks. Die blou lyn of staaf bo is die nullyn. So bokant dit is La Niña neigend, onder dit El Niño neigend. Die rooi is die 30 dae en soos ons genoem het, en die stippellyn die 90 dae. Dit het gedaal van 1 April af van +10 en dit staan tans op -21. En die reeks is van +30 tot -30. So ons kan sien wat se skerp daling het wel voorgekom. So ons is nou al redelik diep in El Niño toestande. Hoe lyk die reënval vooruitsigte? Globaal, suidelike Afrika bietjie minder reën, Junie, eerste deel Julie waarskynlik. Dit gaan verander hier van Augustus af, laaste deel Julie. Die VSA, die mieliegordel toestande lyk baie goed vir reën daar. So dit lyk nie asof daar probleme behoort te wees in daardie gebiede nie. Een van die, ek wil nie sê onbekende faktore nie,
maar wat ons nie altyd verreken in terme van wêreldproduksie nie, is wat in Brasilië gebeur. En hierdie is die gebiede waar mielies geproduseer word, so hier oor die sentrale na suidelike gedeeltes. En interessant, van 1980 tot nou toe, het die oppervlakte van grane met oor die 40 miljoen hektaar uitgebrei in Brasilië. As ons vat Suid-Afrika, het van 1980 tot nou, en die syfers mag dalk nie heeltemal reg wees nie, die oppervlakte is afgeneem van omtrent 7 miljoen hektaar na omtrent 4 miljoen hektaar. So ons in Suid-Afrika minder aanplantings, en kyk net Brasilië oor die 40 miljoen hektaar wat meer aangeplant is al. As ons dan ook kyk vir die somerproduksie, soos kyk na veral Suid-Amerika, Brasilië in die bokant, die rooi is ondergemiddeld, so gemiddeld, ondergemiddeld, daar kan kolle wees wat beter reën, maar kyk na Argentinië, baie goeie toestande wat verwag word daar. En natuurlik Suid-Afrika, ondergemiddelde reën November tot Januarie wat ons hier wys, maar ook hier van Januarie tot Maart, April. Opsommend, ligte reënneerslae vir die volgende weke, maar wyd verspreid. Effens kouer toestande tot einde Junie, maar nie abnormaal koud vir hierdie tyd van die jaar nie. Kouer vanaf Julie. Ons weet die laaste klompie seisoene was Julie en Augustus omtrent die koudste tyd van die jaar. El Niño ontwikkeling is baie sterk en Suid-Amerika reënval vir die somer. Argentinië lyk goed hier van November, maar Brasilië droog. So ja, dit is die inligting wat ons vandag vir julle kan wys. Baie dankie Johan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.